Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Galasiërs 1 is Paulus besig om aan die gemeente in Galasiërs te praat. Sien Paulus is 'n bietjie teleurgesteld in hulle. Hy sien dat hulle teruggeval het, dat hulle dit wat hy vir hulle gelos het, die evangelie laat veragter het en dat hulle nie so op koers gebly het soos wat hy gehoop het nie. Dat hulle bekering so 'n bietjie laat verwaarloos het en dat hulle nie so ten volle uitverkoop was aan Jesus soos wat Paulus gehoop het nie. Maar Paulus skryf hierdie brief vir hulle en dan begin hy die brief en dan sê hy in vers 3 van Galasiërs 1. Hy sê genade vir julle en vrede van God die Vader en van Here Jesus Christus. En ek besef net vanmôre, baie kere dan doen ek en jy ook nie wat God van ons verwag nie. Partykeer dan doen ons ook maar nie die regte ding nie en is ons besig om ons bekering en ons evangelie so bietjie te verwaarloos. En dan voel ons baie keer asof die Here wanneer hy met ons gaan praat, gaan kwaad wees en gaan beklei en nee, hy sê genade vir julle. Genade vir julle en vrede vir julle van God die Vader. Dit gee ons nie die toestemming om nie te doen wat die Here van ons verwag nie of om nie so ten volle uitverkoop en bekeer te wees soos wat die Here van ons verwag nie. Maar wanneer ons nie ten volle gedoen het wat die Here van ons verwag nie en dalk so 'n bietjie sonde gedoen het want ons is mens, dan kom die Here en hy sê genade. Hier's genade vir julle. Hier's vrede vir julle en hy gee ons nog 'n kans. As ons berou het en ons sondes bely, dan is hy tog getrou. Paulus begin sy brief nie met 'n verwyte nie, maar met genade en vrede. Dit is merkwaardig want die Galasiërs gemeente het die ware evangelie agterweeg gelaat. Tog herinner Paulus hulle eerste daaraan dat God genadig is. Genade in die eerste plek kom altyd eerste. Dit is God se onverdiende guns. Nie iets wat jy kan verdien nie, nie iets wat jy kan koop of deur 'n godsdienstige poging kan kry nie. Die Galasiërs het begin glo dat redding ook uit 'n menslike prestasie kon bestaan. Maar Paulus bring hulle terug na die bron toe. Alles begin by God. En dan gaan hy verder, hy sê vir hulle nie net genade nie, vrede. Want baie kere wanneer ons so van God af weggedwaal het, kan daar onstuimigheid in ons hart wees. En dan sê hy vrede. Nie 'n oppervlakkige gevoel nie, maar vrede met God, versoening met God, rus vir jou siel omdat God jou nog 'n kans gegee het. Sonder genade is dan geen vrede nie. En sonder vrede is daar geen genade nie. Waar mense probeer om hulle self te red, bly daar onrus. Maar waar genade inkom, daar sal jy vrede hê. Hierdie genade en vrede kom net van een persoon. Dis van Jesus Christus. Dit word bevestig in jou hart. Die bron van die evangelie gee ons vrede en gee ons genade en gee ons nog 'n kans. Wil ek vanmôre vir jou mooi vra om voor hierdie dag begin het 'n bietjie te kyk na dit wat ons al deurgegaan het, dit wat ons al behandel het en dit wat ons al gedoen het. En vir jouself te vra, hoe ver is ek van die merk af? Hoe ver is ek van die plek af waar God wil hê ek moet wees? En wanneer jy vanmôre agterkom dat jy's dalk nie presies op die plek waar jy moet wees nie, wil ek hê jy moet weet dat die Here vanmôre vir jou gesê, genade vir jou, vrede vir jou. Ek gaan jou vandag nog 'n kans gee. Nog 'n kans om nader aan my te kom, om te doen wat ek van jou verwag. Here, dankie vir genade. Dankie vir vrede. Here, dankie vir nog 'n kans. Here, help my om hierdie kans wat ek vandag kry te gebruik ten volle, sodat U ook trots op my kan wees.